Môre Suzette. Julle nie geweet is 'n lang naweek. Môre Dorrit. Daar's nou nie vanmôre voorsang nie. Daar's ook nie aankondiginge wat gedruk is nie. So as jy nou die geleentheid wil gebruik om iets te sê, dan kan jy dit doen. Ek het net 'n veto reg om jou stil te maak. Enigiets. Die groot bekke onder ons is ook stil. Welkom in die erediens. Goeiemôre. Dit is vir my elke keer 'n groot voorreg om te aanbid saam met julle. En op 'n manier die woordverkondiger te wees. Ons het 'n ou professor gehad op kweekskool wat gesê het, menere, daar was nie dames by ons in die klas nie. Daar's net een plek waar julle die Here kan stil maak in die erediens en dit is as julle preek. So as jy preek, en dan loop jy die risiko dat jy God kan stil maak. So ek gaan probeer om dit nie vanmôre te doen nie. Mag die Here vir ons ryklik seën. En mag sy genade vir ons genoeg wees. Ek het eendag die kategese, die kategete hier agter gevra, hulle moet hulle hand opsteek as hulle die boek Joël in hulle Bybel skryf. Hulle het my net so gekyk en sê, dominee, daar is nie so 'n boek in die Bybel nie. Sê ek, maar kyk maar by die inleiding. Toe sê hulle, o ja, hier is so 'n boek. Kan ons hom nie lees nie, dominee? Sê ja, kom ons lees uit die boek Joël. Maar nou nie vanmôre nie. Ek vertel net vir julle 'n ander storie wat ek gelees het lank terug.
Het gegaan oor 'n pa wat baie bekommerd is oor sy seun. Hy het nie Bybel gelees nie en ook nie kerk toe gekom nie en so. En toe sê hy vir hom, ek het vir jou 'n Bybel gekoop. Toe sê hy, ag dankie pa, waar moet ons hom bære? Toe sê hy, nee, die gedagte is dat jy hom lees. Toe sê hy, ag pa, sit hom sommer daar by rak. En toe het hy intussen tyd $1000 by elke Bybelboek ingesit. Klomp geld. As 66 boeke. Hy het $66,000 by elke boek ingesit. En toe sê hy vir hom, as jy na 'n jaar terugkom, dan wil ek hê, jy moet jou broer sy deel gee. Hy het hom nog nie verstaan nie. Maar daar toe 'n jaar verby gegaan, toe vra die pa vir die kind, het jy die Bybel gelees? Toe sê hy, ja pa, ja. Sê hy, jou broer se deel? Toe sê hy, nee pa, ek weet nie waarvan praat jy nou nie. Dus daai $1000 by elke boek nog net soos wat dit was. Want hy het nooit die boek, die Bybel, gelees nie. Hy het nooit die $1000 gekry nie. Want hy het nie gesoek daarvoor nie. Hy het nie geweet sy pa het vir hom 'n verrassing nie. $1000 by elke boek. Ek begin ons erediens. Julle weet die ballingskap was vir die Israeliete en Juda 'n verskriklike bitterpil om te sluk. Want hulle koning is doodgemaak, die tempel is afgebrand, hulle is weggevoer na onder andere Babylonië toe. Dit was 'n verskriklike tyd vir hulle. En profete het hulle probeer troos, het vir hulle probeer rigting gee, het hulle probeer aanmoedig om te bly glo, want daar was niks oor nie, alles weggevee, verbrand, verbreek, die koning weggevat. Daar word vertel dat hulle sy oë voor sy kinders uitgesteek het, sodat hy 'n blinde man geword het. Die Here het aan sy gramskap vrye teels gegee. Hy het sy toorn uitgegiet. Hy het Simon 'n vuur aangesteek, wat hom tot op sy fondamente verteer het. Geen een van die konings van die aarde gaan mens ter wêreld nou glo nie, dat 'n teestander of enige aanval ooit Jerusalem se poorte sou inkom nie.
Dit het gebeur oor die sondes en oortredinge van die stad se profete en priesters, deur wie onskuldige mense om die lewe gebring is. Profete en priesters het deur die strate gestrompel soos blindes. Hulle was bevlek met bloed. Niemand sou dit waag om aan hulle klere te raak nie. Mense het vir hulle geskree, gee pad, julle is onrein, gee pad, moenie aan ons raak nie. Die Here het hulle self verstrooi. Hy trek hom hulle lot nie meer aan nie. Ons oë is moeg om te kyk vir die hulp wat nie opdaag nie. Tragiese, hartseer storie, wat 'n mens uiteindelik maar net stuk kan lees, want dit kom uit klaagliedere. Die Here het sy volk verstoot. Hy het hulle verstrooi. Hy het alles wat vir hulle kosbaar en dierbaar was, laat afbreek, laat wegvat. Daar was niks oor nie. Hulle selfverstaan was tot niet, gebroke, stikkend. En 'n mens kan nog 'n hele klomp ander woorde gebruik om hulle toestand te probeer verwoord. Hulle was in sak en as. Want waar's die Here dan? Wat het van sy beloftes geword wat hy aan die voorgeslagte gemaak het? Wat is dit dan nou? Wat het dit nou van God geword? En dit het my laat dink aan die vraag, kan God stilgemaak word? Nou elkeen van ons moes nou al so deur die loop van die lewe in ons gedagtes ten minste gehoor het van God se stilte. Beleef het dat die Here weg is. Dat ek aan my eie lot oorgelaat is. Waar is God? Waar is God? Wat het van hom geword? Wat het van sy beloftes geword wat hy aan die voorgeslagte gemaak het? Wat het gebeur met sy verbond wat hy gesê het 'n ewige verbond is? Want God is weg. God is weg. Ek lees 'n gedeelte uit die bekende Psalm 130. Een treurpsalm. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my,
hoor tog my hulp geroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here, meer as wat die wagte op die môre wag. Wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By die Here is daar troue liefde. Daarom in die naam van die Here, genade vir julle en vrede. Dit kom van Jesus Christus ons Here. Dit is so deur die werk van die Heilige Gees, wat lewe skep en alles nuut maak. Genade en vrede vir julle. Kom ons sing Lied 415. Jesus leef en ons met Hom. Ons sal sommer sit as ons dit doen. Lied 415, vers 1 en vers 3. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Here, ons Here, ons woorde is baie maal sommer so goedkoop en in die verbygaan. Ons dink nie mooi dat ons met U praat nie. Leer ons tog nou om met ons harte en gebeentes na U te luister. Leer ons om in afhanklikheid U liefde te belewe. Help ons om nie te maklik te praat nie, maar leer ons om te luister. Gebruik U dan nou hierdie oomblikke in hierdie erediens, sodat ons diep bewus kan wees van wie U regtig is, en dat U genade vir ons genoeg is. Laat U naam verheerlik. Amen.
Kom ons lees uit Esegiel, hoofstuk 37. Ek lees van vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem. En my deur die Gees van die Here uitgebring tot binne 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my in die bene laat loop. En ek het daar gesien, daar die bene in die leegte, hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek antwoord, nee. Dit weet net die Here, my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here, my God, vir hierdie bene. Ek gaan Gees in julle laat kom, sodat julle weer kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek en vleis aansit en julle sal oortrek word met vel. Dan sal ek die Gees in julle laat lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun, die bene het na mekaar toe beweeg, en elkeen na die been toe, wat by hom pas. En terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel oorgetrek. Maar daar was nog nie Gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die Gees. Tree op as profeet. Mense sê vir die Gees, so sê die Here my God. Kom uit die 4 windstreke, gaan blaas in die dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het. En toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe, en gaan staan regop. En daar was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die Here Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog omdat ons geen hoop meer het. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet en sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk en ek sal vir hulle terugbring na die land Israel toe. En ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe siel in hulle laat gee. En ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat sit en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee. En ek sal vir hulle 'n nuwe siel in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe siel in hulle laat gee. En ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe siel in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe siel in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle 'n nuwe gees in hulle laat gee en ek sal vir hulle
wanneer ek hulle grafte oopgemaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En ek sal hulle in julle land laat woon. En dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Tot daar. Die vraag is waarskynlik, kan God stil gemaak word? Kan God hom onttrek van sy skepping? Kan hy eenkant toe staan en kyk? Kan hy stil word? Die Bybel vertel van 'n God wat praat. Hy roep die aarde deur sy woorde. Die lig en die lewe. Hy bly praat met sy mense. Hy sê, waar is jy? Vir Abraham sê hy, kom uit jou land, uit jou mense. Kom. Hy sê, ek sal jou 'n groot volk maak. Vir ons is dit baie maal asof God stil is. Asof sy woorde opgeraak het. Of hy so 'n bietjie met respek moet ons wegkruipertjie speel. Dat hy op ons wag om eers te reageer. Dat hy wag vir die mens om te sê, hier is ek, Here. Ek dink aan Samuel, wat 3 maal moes hoor hoe die Here hom roep. Want so staan dit nogal in daardie tyd geskrywe, die woord van die Here is nie baie gereeld gehoor nie. So asof daar 'n stilte was. Asof daar nooit iets gesê is nie. Stilte is die Here met respek gesê se moedertaal. Want hy laat dit baie maal stil word om my, sodat ek sy stem kan hoor. Sodat ek kan luister. Ons wêreld is so vol geraas. Vol van 'n gepraat. Vol van mense en dinge wat op ons aandag wil seker maak dat ons hoor jy? Is jy gereed om stil te bly voor God? Is jy gereed om na hom te hoor, te luister?
Is jy gereed om te hoor, mens, waar is jy? God bly nie stil nie. God praat. Hy roep. Hy wys. Nou toe Jesegiel in daardie dal van dood, skaduwee en hoop bene lê, of sit, of staan. Toe sou hy waarskynlik niks anders as om te sê, maar hier's niks. Hierdie mense is lankal dood, daar kan niks gedoen word vir hulle nie. Een geleerde wat oor die boek geskryf het gesê, dit lyk asof daardie eerste begrafnis was nie. Het lyk of die mense sommer net dood is. Het lyk of hulle nie versorg was nie. Of daar afskeid van hulle geneem is nie. Daar was net 'n doodse stilte. Doodse stilte. Miskien is dit 'n vreeslike plek om te wees. As dit so stil is met die doodsbeendere wat om jou lê, en dan hoor die profeet, jy moet preek vir die mense. By God is daar moontlikhede. Jy moet preek vir die mense. En toe hoor hy 'n groot storm en 'n gedruis. En die bene kom by mekaar. En toe hy weer sien, toe's daar vel en vleis oor hulle. Hulle staan regop. Nou in die verhaal is die doodsbeendere Israel. Hulle wou nie hoor nie. Hulle het God nie reg geag nie. Hulle was nie op God se golflengte ingestel nie. Daarom die verwoesting, daarom die vreemde stilte. Jesegiel was een van die profete wat Israel en Juda weer sou help om by mekaar te kom. Dat daar 'n land is, dat daar hoop is, dat daar God is. Hulle moes daarvan vertel. Maar die wonderwerk gebeur. Die bene lewe. Nou moet ons natuurlik nie die verhaal letterlik opneem nie. Want daarachter lê die wonder van God wat uit niks uit lewe kan skep. Daarachter lê die wonderwerk dat God alles nuut kan maak. Dat God, soos wat dit op die oog af lyk, daar dood en niks is nie, dat hy daar sy volk kan skep.
Daarom is daar 'n paar plekke in die gedeelte wat sê, ek is die Here, ek is nie 'n mens nie. Ek sal goed herstel wat op die oog af mors dood is, waarin daar geen lewe is nie, geen bestaansreg nie, niks. God van tweede kanse. Dit klink vreemd. God wat met sy mense 'n tweede kans vat. Wat nuut maak waar daar nie lewe is nie. Wat betekenis gee as die lewe dan dood is. God van tweede kanse. Ons sou maklik sê, jou kans is verby. Ek het genoeg gesukkel, ek wou nog, maar nou is alles weg. Maar nie by God nie. Hy gee 'n tweede kans. Miskien is die kruis die duidelikste bewys van die tweede kans. Want ten spyte van al die goed wat gebeur het, die kindermoord, Jerusalem wat op soek was na die baba kindertjies, Bethlehem, die duiwel wat Jesus uit die woestyn versoek om nie sy koers en pad te hou nie. Daar is genoeg rede om te sê dat die duiwel besig is om God se reddingswerk, sy plan tot nul te maak. Miskien is die doodsbeendere in die dal ook 'n teken daarvan. Dis klaar praat. Dis klaar met ons. Hou met God rekening. Hou met God rekening. Want hy is die God van tweede kanse. God van tweede kanse. En al lyk die begraafplaas na 'n dooie plek, alles tot niets afgeleef, verby. Nogtans is die Here besig. Nogtans is die lewe sterker as die dood. Die kruis op Golgotha kan nie afgebreek word nie. Dit kan nie tot niet gaan nie. Dit kan nie ophou bestaan nie. Want daar is God se liefde onherroepelik verbonde aan sy mense. Onherroepelik. Onverstaanbaar. Die God van tweede kanse. Die God wat sy mense se lewe as kosbaar beskou. Want daar echo dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun, Jesus Christus, gegee het. En daai echo sal voortgaan tot die laaste dae. Want God gee nie moed op nie.
Hy is die God van tweede kanse. Al is dit dan 'n dal van doodskaduwee. Al is dit 'n vreeslike plek. God se goeie werk antwoord. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons skuld en sonde vergewe. Dankie dat U deur die Gees ook in ons lewens nuwe lewe blaas. Dankie dat ons in alles aan U behoort as U erfgename. As U eiendom. Al kyk ons dan om ons rond en ons sien net doodsbeendere, sien U dit nie so nie. Daarom dank ons U. Ons dank U, Here, vir hierdie Sondag, vir die mense wat ons liefhet, die mooi dinge rondom ons, maar ook die opdraandes en die dinge wat vir ons moeilik en sleg is. Want U leer ons stappie vir stappie hoe ons op U kan vertrou. Laat U genade vir ons genoeg wees. Amen. Kom ons staan dan, bely ons geloof. Sal ons weer gaan sit. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Julle kan maar gaan sit. Ons kan die Here nou dien met ons offergates.
Kom ons sluit af en dan sing ons uit lied 396 vers 1, 3 en 4. Lied 396 vers 1, 3 en 4. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly en met elkeen van julle. Amen.